gaan begin, en dis altyd vir my 'n baie spesiale tyd van die jaar, en laas jaar het ons gepraat oor daardie reis wat die Israeliete moes deurgaan van Egipte en tot uiteindelik binne in die beloofde land, en hoe dit op geesvervulling betrekking het, en dit was vir my 'n wonderlike reeks gewees, maar hierdie jaar kyk ons na iets heeltemal anders. Ons tema van die reeks is Petrus en Pinkster. So voordat ons dan bietjie oor Petrus en Pinkster gesels, gaan ek vra dat u die hoofde sal buig, en dan bid ons net saam vir ons gebedslys, en vir dit wat gevra is ook, dan bid ons so saam as gemeente. Kom ons buig die hoofde. Wonderlike Here, ons sê vir u dankie dat u die aanbiddelike God is. Here, hoe wonderlik dat ons nou kon sing, loof hom, prys hom, loof en prys hom. Here, ons wil vir u die lof, die aanbidding van ons harte bring, Here, want u is ons God. En so vertrou ons u ook, Here, ons het 'n klomp goed wat ons hier genoem het, wat in hierdie tyd gebeur, en 'n klomp goed waarvoor ons wil bid, Here, en ons wil u vertrou vir elkeen van daardie sake. Ons gebedslys, die name wat ons vertrou u om daardie genesing te bring, en so spesifiek ook wil ons vanoggend bid vir die wat siek is, die wat griep het, Here, die wat by die huis is, dat u so met elkeen van hulle sal wees, en dat u die genesingswerk sal doen. En dan ook vir Tannie Hanna, wat in hierdie week vir daardie operasie gaan, die oploop tot die operasie en alles wat moet gebeur, Here, en selfs daardie operasie, bid ons dat u daarin beheer sal wees, dat u sal vashou daarin, en dat u vir haar sal deurdra, en gee ons vir u daarvoor ook die lof en die eer, dat u hulle tot hiertoe gebring het, Here. Ons wil ook dan so kom bid, die Bybelgenootskap het gevra, Here, dat ons so hierdie sake na u toe bring, en bid ons vanoggend vir daardie Bybels in die gevangenskap, Here, waar daar mense is, misdadigers en goed wat daar sit, Here, en dan het 'n mens die geleentheid om so met hulle die evangelie te deel, Here, en so bied u ook vir hulle daardie kans om u aan te neem, 'n kans om dit wat hulle gedoen het, agter hulle te sit, en ons bid, Here, dat u daardie Bybels kragtig sal gebruik, en dat u van daardie gevangenes sal red, Here, ons sê dankie dat ons so vir hulle kan kom bid, ook die wat in die tronke werk, en die evangeliste wat so met dit betrokke is, dat u vir hulle ook in besonder sal krag gee, en sal help en sal steun met daardie taak wat hulle het. Ons dankie dat ons so vir hulle kan kom bid. Standerton gemeente, Here, met hulle uitdagings, ons bid dat u daardie gemeente sal gebruik, dat u die gemeente sal laat groei, en dat deur hulle u lig ook na daardie gemeenskap toe sal skyn, Here, waar daar ook baie dinge is wat in daardie gemeenskap gebeur, en ek onthou van toe ek daar was, soveel siekte en kanker in daardie gemeenskap, Here, en ook soveel boere wat sukkel en wat in vrees lewe vir wat daar gebeur, Here, dat u daardie mense sal help, en dat u hulle redding, hulle ligpunt ook sal wees, dat hulle hulle rots sal maak. Ons bid vir Dominee Jan en vir Tannie Lise die Raan, dat u ook met hulle sal wees, wat die gemeente daar bedien, en so ook hulle kerkraad, CVV, kinderbediening, dat u daardie gemeente sal gebruik. Dankie, Here, dat ons dan ook hierdie Pinkstertyd aan u kan kom opdra. Ons oë is op u en ons vertrou op u, Here, soos u die Gees uitgestort het daar in Handelinge 2. Vertrou ons dat u Gees ook in werking sal tree in hierdie tyd, Here, terwyl hy reeds uitgestort is en hy's hier. Bid ons dat hy sal werk, bid ons dat hy mense se lewens sal verander, Here. En in hierdie hele reeks dat u vir ons sal help, dat u vir ons getrou sal hou, en dat ons so u woord gestand sal doen. Ons sê vir u baie dankie, Here, dat ons dit alles vanoggend kan bid, dat ons u kan vertrou daarmee, want weer eens, u is die aanbiddelike God, u is die een wat ons met vrymoedigheid na toe kom, want u is ook die hoorder van gebed. Ons sê vir u dankie, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons tema van die reeks wat ons dan in hierdie Pinkstertydperk gaan hanteer is Petrus en Pinkster. Nou kom ons begin by die Pinkster gedeelte. Pinkster is, soos ek gesê het, altyd 'n baie spesiale tydperk wat ons Pinksterdag herdenk. Maar voordat ons begin met hierdie reeks, ek dink iets wat verlore gaan, veral vir die jonger mense vandag is, hoekom hou 'n mens Pinkster? Hoekom word dit selfs Pinkster genoem? Want as 'n mens nie weet nie, dan gaan so bietjie van die diepte van die Bybel verlore. So, Handelinge 2 vers 1,
En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. So die Pinksterfees is iets wat die Jode gevier het. Pinkster of Pentekost in die Engels beteken 50. So hulle het 50 dae na Paasfees het hulle hierdie fees gehad. Hulle het dit ook die fees van die weke genoem. Weet nie of u miskien al daarvan gehoor het nie. Maar dis een van die 3 groot feeste van die Jode gewees. Dan het hulle almal in Jerusalem by mekaar gekom en hulle het so aan die begin van hulle oestyd, want die Pinkster of Pentekost was in die begin van die oestyd, het hulle eerste vrugte het hulle aan die Here geoffer. So daarom word dit ook baie keer die fees van die eerste oeste genoem. So al die verskillende name, maar dieselfde ding. Hulle dit net hier in Handelinge 2 vers 1 noem hulle dit die Pinksterfees. So hoekom ons dit moet weet, wat interessant is hiervan, dit is die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Dit is hoekom ons dit vier, daarom noem ons dit eintlik maar net eenvoudig Pinkster, omdat dit op die Pinksterfees gebeur het, omdat die Gees op Pinksterdag uitgestort is. So nog iets wat interessant is soos ek gesê, dit was die begin van die oestyd, waar die eerste vrugte aan die Here geoffer is. En met die uitstorting van die Heilige Gees, was dit ook eintlik die begin van 'n oestyd. Dit was die begin van die kerk, Pinkster vandaan kom, en ons vier spesifiek die uitstorting van die Heilige Gees. En in hierdie week gaan ons kyk na die lewe van Petrus, en daarom die tema van die reeks, Petrus en Pinkster. Maar ons gaan nie op Pinksterdag begin nie, ons gaan daar uitkom, maar ons begin vroeg in die 4 evangelies, waar 'n mens eers van Petrus lees, en dan gaan ons in hierdie week deur die lewe van Petrus werk, en uiteindelik uitkom op Pinksterdag, en wat effek dit op Petrus gehad het, en wat daarna gebeur het. So ons werk dit van vanoggend af op na Pinksterdag toe. Maar dit bring ons dan uiteindelik by ons skriflesing vanoggend, en ons lees 2 gedeeltes. Ons lees Matteus 4 vanaf vers 17, ek gaan dit vir ons op die bord ook sit, Matteus 4 vanaf vers 17 en dan ook Lukas 5 vers 1. Kom ons lees die eerste gedeelte saam, en ek wil net hê ons moet daar vers 12 raak sien. En toe Jesus hoor dat Johannes, dis die doper, in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. So ek gaan net iets daaroor noem, so ons kan maar net daarop let. Maar dan vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep, en hulle dadelik die skei en hulle vader verlaat, en hom gevolg. Dan slaan ons oor na ons tweede gedeelte toe. Dit is dan Lukas 5, vanaf vers 1 tot 11. Die opskrif, die wonderlike visvangs, eerste disippels, 5 vers 1, en toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan, en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar.
en hy het gaan sit en die skare van die skei uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skei om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skeite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skei aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Ons lees net so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ons teks van oordenking dan vanuit Lukas 5, is vers 10, die B-gedeelte, en Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, want van nou af sal jy mense vang, met die kern op daardie woord van nou af, daar het 'n verskil ingetree. Ons tema van die reeks is Petrus en Pinkster, maar ons tema vanoggend dan, waaroor ons gaan praat, is Petrus, van visserman tot disipel, en dan klink daai woorde in ons ore, van nou af, daar het 'n verskil ingetree. So kom ons maak net gou iets vas. Ons het gelees van Simon, in Matteus 5 het ons gelees van Simon, wat Petrus genoem word. So in die Bybel het die Here 'n paar keer mense se name verander. Hy het byvoorbeeld vir Abraham, het hy Abraham genoem, vir Sarai het hy Sarah genoem, en vir Jakob het hy dan Israel genoem. En so is dit die Here Jesus, wat Simon se naam verander het, na Petrus toe. Ons lees in Johannes 1 vers 43, toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. So Sefas en Petrus beteken rots. So daarby gaan ons nog uitkom. Maar vir nou wil ek net seker maak, ons almal weet dat Simon en Petrus presies dieselfde persoon is, en hoekom die woord partykeer van Simon praat, en hoekom hy partykeer van Petrus praat. Die Here het sy naam verander. Ons het 2 gedeeltes gelees vanoggend, waaroor albei oor dieselfde gebeurtenis gaan. Nou donderdag by ons hemelvaart, toe sê ek vir u, al die evangelieskrywers het 'n verskillende hoek waaruit hulle skryf. Hulle het 'n verskillende fokus, en eintlik skryf hulle aan verskillende groepe mense, of die fokus op verskillende groepe mense. So Matteus en Markus skryf kortliks oor die eerste disippels, net so vinnig wat gebeur het. Johannes vat dit weer vanuit 'n hele ander hoek, en ons sal nou iets oor hom sê. Maar Lukas kom gee vir ons die besonderhede. Ek het vir u gesê donderdag, hy was baie detail georiënteerd gewees, as ek daai Engelse woord mag gebruik. So hy brei die gedeelte uit van hoe Petrus en die ander disippels geword het. So daarom het ons die 2 gedeeltes gelees. Ons het die kort en die lank van die eerste disippels. Nou nog iets wat ek wil vasmaak, wat ek wil hê u moet weet, is hoekom Petrus? Hoekom spesifiek in hierdie tyd oor Petrus praat? Soos ek sê, laas jaar het ons gepraat oor die volk Israel en dit wat hulle deurgegaan het. Nou praat ons oor Petrus. Nou die rede is, hy is een van die disippels waaroor die meeste geskryf word. En ek dink jy sal saamstem, hy was nogal 'n karakter gewees. Hy was uitgesproke, hy was impulsief, maar hy was ook een van die 3 naaste disippels aan die Here Jesus, saam met Johannes en Jakobus. En Galasiërs beskryf hierdie 3 manne as die pilare van die kerk. En hy is ook, Petrus, later gesien as die leier van die disippels. So hy was 'n baie prominente disipel van die Here gewees, en so lees ons ook baie oor hom. Maar die grootste rede hoekom ons in hierdie tyd oor Petrus praat, is die verandering in sy lewe met en na Pinksterdag.
Die verandering wat die Heilige Gees in hom as persoon bewerk het. Ons sien dit in een persoon se lewe. Die effek wat dit kan hê wanneer hulle oorgegee aan die Here is. Maar vanoggend spesifiek praat ons oor die heel eerste verskil wat in sy lewe gekom het. Dit wat ons in Matteus en Lukas van geleef het. En dis die verskil van visserman tot disipel. Dit was die eerste verskil wat ons lees in die woord van die Here. En ons gaan praat oor wat daar gebeur het, hoe hy die disipel van die Here geword het, want dit was die begin van sy pad saam met die Here Jesus, die begin van groot dinge vir Petrus as 'n persoon, as 'n individu. En die begin is vir ons baie belangrik, want hierdie begin was vir Petrus eintlik 'n hele nuwe lewe gewees. Daai een verandering van visserman tot disipel het alles vir hom verander. En nou weet ons ook hoe belangrik 'n begin kan wees. Nou net so interessant, ek gaan lees vandag terwyl ek nou voorberei, hoe belangrik is die begin van 'n boek? As 'n mens nou 'n boek vat van 'n rak af en jy besluit nou jy wil 'n boek lees, hoe belangrik is die begin? En hulle sê, die navorsing nou, dit vat 'n persoon gemiddeld 1000 woorde om te besluit, gaan hy 'n boek lees of nie. Nou 1000 woorde klink baie, maar 1000 woorde is 3 bladsye. Net 3 bladsye. Dan besluit iemand, sit hulle 'n boek neer of gaan hulle hom verder lees. En daarom die skrywers sit soveel tyd, energie, fokus op die begin van 'n boek, want hulle weet, dit is wat belangrik is as iemand daardie boek optel. Nou belangriker as dit, is ons begin saam met die Here Jesus. Hoekom sê ek so? Want 'n mens kan dink, hulle het begin saam met die Here. Hulle kan dink, hulle het hierdie verandering deurgegaan. Hulle kan dink, hulle is al reeds 'n disipel van die Here Jesus, terwyl hulle nog nooit deur daai eerste verandering is nie. Terwyl hulle nog nooit die Here Jesus begin volg het nie. So as ons die voorbeeld van Petrus gebruik, wil ons sê hulle dink hulle is disipels, maar eintlik is hulle nog vissermanne. En daarom is daai begin so belangrik. Soos 'n skrywer van 'n boek gaan ons fokus vanoggend wees op die begin van 'n disipel se lewe, die begin daarvan om Jesus te volg en die verandering wat dan plaasvind. So ons kyk vanoggend na ons eerste gedagte en ons sien Petrus as visserman sien die Here Jesus. Ons begin net met daai woord sien. Johannes 1 vers 42. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as dit vertaal word, die Christus. Nou, ek het vir u gesê, elke evangelieskrywer kom vanuit 'n heeltemal ander aanslag. Matteus, Markus en Lukas begin al 3, waar Jesus daar langs die see stap en hy kry vir Petrus en op die verskillende maniere wat hulle dit beskryf nou, roep die Here Jesus vir Petrus as disipel. Maar Johannes begin uit 'n hele ander punt uit. Hy begin waar die Here Jesus die eerste keer vir Jesus ontmoet. Nou min mense weet dit, maar Petrus het die Here Jesus ontmoet voordat hy geroep is as disipel. Voordat die Here Jesus langs die see met hom gepraat het, het hy klaar geweet wie die Here Jesus is. Hy het hom klaar gesien. So wat het gebeur? Hier in Johannes die doper sien die Here Jesus en hy sê, daar is die lam van God. Ons ken dit, dis 'n bekende gedeelte. Ons het Goeie Vrydag daaroor gepraat. Johannes die doper sê, daar is die lam van God. Johannes die doper se disipel, sy volgelinge, sien die Here Jesus. En deel van sy volgelinge was Andreas, Petrus se boetie. En Andreas gaan dan na Petrus toe en hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. So Petrus hoor van die Here Jesus. Hy vat hom na hom toe om die Here Jesus te ontmoet. En Petrus sien die Here Jesus. Maar hy volg hom nog nie. Ons lees hier nêrens dat die Here gesê het, volg my, of dat hy agter die Here aangegaan het nie. So Johannes, die skrywer nou, nie die doper nie, Johannes skryf nou van vers 44 af, hoe van die ander disipels die Here Jesus ontmoet het. Maar 'n ruk nadat die Here Jesus nou vir Petrus ontmoet het, toe gaan Jesus eers na die see toe. Toe vra hy eers vir Petrus, kan hy in sy skei klim? Toe het hy klaar geweet wie hy is. En hy bring daar die boodskap,
En ons lees dan in Matteus 4 vers 12, en toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. So, toe ons nou heel aan die begin ons skriflesing het, toe sê ek vir u, ek gaan iets noem oor Johannes 12, ons moet dit net lees, Matteus 4 vers 12, daar lees ons Johannes die Doper is in die gevangenis, hy is in die tronk, en Johannes die Doper is nooit uit die tronk vrygelaat nie, hy is van daar is hy doodgemaak. So, hier is hy reeds in die tronk, maar as ons nou voorgaan daar in Johannes, dan staan daar, Johannes die Doper het Jesus gesien en hy het gesê, daar is die lam van God. So toe was Johannes nog vry. Hy het toch rondbeweeg, so duidelik twee verskillende tydsgrepe waarin hulle was. So die Here Jesus het eers vir Petrus ontmoet en toe het hy hom later geroep as disipel. So nadat Johannes die Doper dan in die tronk gegooi is, in vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En toe sê hy vir Petrus en Andreas, kom agter my aan. So dis vir my interessant gewees. Ek onthou daar was verskille gewees en ek onthou die tydsberekening van die 4 evangelies, moet 'n mens mooi gaan kyk, maar toe ek nou voorberei hiervoor, toe ek nou weer mooi gaan kyk daarna. Dit is eintlik so goed en so duidelik om dit te sien. So, die vraag is, hoekom vertel ek dit alles nou vir u? Hoekom vertel ek julle nou van Petrus se eerste ontmoeting en die Here Jesus wat later gekom het en hom geroep het? Die rede hoekom ek dit vir julle vertel is, Petrus het van die Here Jesus gehoor by Andreas. Hy het die Here Jesus gesien, maar hy het hom nog nie gevolg nie. Johannes 1 was nie die begin van sy nuwe lewe gewees nie. En dis presies wat met mense vandag gebeur. Soos Petrus hoor hulle van die Here Jesus, miskien 1 keer, miskien 2 keer, miskien 'n paar keer, of van kleins af wat hulle groot word in 'n Christelike kerk. Hulle hoor van Jesus. En dit natuurlik is ook belangrik, mense moet hoor van die Here Jesus. Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Maar om te hoor beteken nie, ek volg die Here Jesus nie. Dit beteken nie, ek het reeds deur daai verandering gegaan nie. Net soos Petrus wat hom gehoor en gesien het, maar hy was nog 'n visserman. Hy was nog nie 'n disipel nie. Mense vandag weet van die Here Jesus, hulle het kennis oor hom, hulle sien hom miskien in hulle geestesoog as hierdie goeie persoon, maar hulle het nog nooit 'n daadwerklike besluit geneem om hom te volg nie. Hulle staan op 'n valse fondament. Wat partykeer gebeur is, mense dink hulle weet van hom, hulle volg hom, maar die waarheid is hulle doen nie. Iets moet gebeur. Daar is iets wat moet gebeur, wat nog nie gebeur het nie. En dis hoekom ons vroeër gesê het, die begin is so belangrik, want 'n mens kan dink, jy het begin, maar eintlik is jy nog 'n visserman. Soos, voorbeeld wat ons van Petrus gebruik. Petrus het Jesus gesien, uit van hom gehoor, maar hy sit nog langs die see. Maar toe kom die roepstem van die Here Jesus na hom toe, en dis ons volgende gedagte, waaroor ons gaan praat, is Petrus as visserman hoor Jesus se roepstem. Matteus 4 vers 19 en hy sê vir hom, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. So op die stadium is Petrus nog steeds 'n visserman. Hy het nog nie die Here begin volg nie, maar die Here Jesus roep vir Petrus, hy sê, kom agter my aan. Hy vra vir Petrus om die bekende te los, hy vra vir Petrus om sy lewe agter te los, om 'n navolger van die Here Jesus te word, en dit is 'n besluit wat Petrus moes neem. Die Here Jesus het nie vir Petrus daar in die arm gegryp en gesê, kom nou, kom jy saam met my nie. Hy het vir hom die keuse gegee, kom agter my aan, en ek sal jou disipel van mense, of 'n visser van mense maak. So Jesus roep net vir Petrus, kom agter my aan. Hy moes die besluit neem om daai nette neer te sit, en agter die Here aan te loop. En dan sê die Here, en ek sal julle vissers van mense maak. So die Here sê ook vir Petrus, nog iets gaan gebeur. Wanneer jy my volg, gaan daar 'n verskil kom. Jou lewe sal verander, jy sal 'n visser van mense word. Nou as ons nou volhou met hierdie verhaal van Petrus, waar ons onsself in sy skoene sit, waar ons langs die see is, nog vissermanne, dan gaan die roepstem van die Here ook uit na 'n mens toe. En die roepstem van die Here Jesus, om dit te verduidelik, gaan ons na Johannes 9 toe.
In Johannes 9 genees die Here Jesus 'n blinde man, 'n wonderwerk wat net deur God kon gedoen word, net aan God toegeskryf word. En nadat die Here die blinde man genees het, nadat hy weer kon sien, lees ons in Johannes 9 vers 35 tot 38, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. So sien julle, daar's 'n verskil, hy vra, glo jy? En toe staan daar, hy het gesien, maar hy het 'n besluit geneem, hy sê aan die einde, ek glo. So die Here Jesus vra die vraag hier aan die begin, hy sê, glo jy in? Nou in die Grieks beteken dit, plaas jy jou geloof in Jesus Christus. Die Engel sê, commit your life to, net om dit so bietjie meer te verduidelik. So die roepstem van die Here Jesus gaan uit na hierdie blinde man toe, hy sê, glo jy in die Seun van God? Plaas jy jou geloof in hom? Do you commit to him? En die blinde man maak die besluit, nadat hy die Here gesien het, en hy sê, ek glo, Here, ek glo, en hy het hom aanbid. En die Here Jesus is die enigste een wat daar die vraag kan vra. Die Here Jesus is die enigste een wat dit vir iemand kan aanbied. Hy sê ook in Johannes 10 vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En dan kry ons ook 'n blik op die toekoms. Hy sê, sal hy gered word. Soos wat hy vir Petrus gesê het, kom agter my aan en ek sal jou maak 'n visser van mense, sê hy vir die wêreld, sê hy vir ons, as iemand deur my ingaan, sal hulle gered word. So hy sê reeds wat die toekoms hou, as iemand 'n besluit vir die Here Jesus maak, wanneer ons geloof in hom plaas, sal ons gered word. En dan verder, Johannes 10 vers 28, so 'n paar verse aan, sê hy, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie. So die roepstem van die Here gaan uit met die keuse, glo jy in hom, met 'n belofte van dit wat voor lê. Jy sal gered word, jy sal die ewige lewe ontvang. Dan ons laaste gedagte vanoggend, so tot hier toe het ons nog gesien, Petrus was 'n visserman, hy het nog nie 'n besluit gemaak nie, maar nou kom ons by die besluit, ons kom by die verskil in ons derde en laaste gedagte, Petrus se verandering van visserman tot disipel. Matteus 4 vers 20, en hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. So Jesus se roepstem gaan uit, kom agter my aan, ek sal jou visser van mense maak, en Petrus maak die besluit om hom te volg. Hy laat staan sy nette en hy volg die Here Jesus. Hy besluit om alles agter hom te los, om op te staan en die Here Jesus te volg. Dit was Petrus se ware begin. Dit was die verandering. Dit was die verskil in sy lewe, daai een besluit, soos die blinde man om te sê, ek glo. So, nog iets om te noem. En dit sien 'n mens net in Lukas by daai wonderlike visvangs. Toe die Here Jesus hierdie wonderwerk doen en hulle gooi die nette uit en hulle het hierdie hoeveelheid vis wat hulle vang, besef hulle wie die Here is. Hulle besef hy is die Messias, saam met die feit dat sy roepstem uitgaan. En die eerste ding wat gebeur is, Petrus besef sy eie sondigheid. Hy sê in Lukas 5 vers 8, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en hy sê, gaan weg van my Here, ek is 'n sondige man. En dan 'n paar verse aan, vers 10, antwoord die Here, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En dis waar daai verskil inkom, van nou af. Petrus bely sy sondigheid, en die Here sê van nou af, en die verskil tree in. En toe natuurlik, toe tree die belofte van die Here in werking, dat hy begin om 'n visser van mense te maak. So daai begin van die toekoms word 'n werklikheid. Maar dit was 'n keuse. Die begin van Petrus se verandering, die begin van hom as disipel, die begin van hom wat die Here Jesus volg, was 'n keuse. Ons het vroeër gesê, deel van die probleem vandag is, mense dink hulle het begin, hulle dink hulle is volgelinge van die Here Jesus, terwyl hulle nog nie is nie. Hulle weet van Jesus, hulle het van hom gehoor, hulle ken dele van die Bybel, maar het hulle al ooit 'n besluit gemaak om die Here Jesus te volg? Het hulle al ooit daai keuse geneem, soos die blinde man, wat sy geloof in die Here Jesus geplaas het en gesê het, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Ons moet begin by daai keuse.
Saam met dit sondebelydenis, dis 'n groot probleem vandag, dat baie mense verkondig die liefde en verkondig hierdie goedheid, maar daar moet 'n sondebelydenis wees. Sonde is 'n groot probleem. Sonde is die ding wat maak dat ons nie die Here Jesus volg nie. Sonde is die ding wat maak dat ons nie gered is nie, dat ons met hierdie probleem sit. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom soos Petrus begin dit met 'n sondebelydenis, waar ons 'n keuse vir die Here maak en vir die Here ook ons sondes voor hom bring en dit bely en vra vergewe daardie sonde. Net die volgende vers, Romeine 3 vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Sonder verdienste geregverdig in Jesus Christus. Dis nie iets wat ons doen nie, ons is nie wonderlik nie, ons is nie hierdie mense wat uitstaan nie, deur Jesus Christus. Dis die kern. Jy kry nie goeie en slegte mense nie, jy kry mense wat vergewe is en mense wat nie vergewe is nie, dis die verskil. Wanneer ek 'n keuse vir die Here maak, moet ek my sonde bely, maar hy vergewe my. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het, om sonde te vergewe. Wanneer ek 'n besluit vir maak, wanneer ek my sonde aan die Here bely en hy vergewe my, dan tree al daardie beloftes in werking. Soos Johannes 10 vers 9, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hulle word gered van sonde, hulle word gered van die toorn van God, en Johannes 10 vers 28, en hy gee vir hulle die ewige lewe. Iemand kan eendag hemel toe gaan, saam met die Here Jesus Christus. Maar hulle moet daai keuse vir die Here maak, om te gaan van visserman tot 'n disipel. Dis die ware begin, en dis net ons beginpunt vir ons Pinksterreeks ook, is ons moet seker maak, ons begin is reg. So daarmee sluit ek af. Ons kyk na Petrus se lewe, en ons het vanoggend gekyk na daai eerste verandering van visserman tot disipel, waar hy eers gehoor en die Here Jesus gesien het, maar hom nog nie gevolg het nie, waar die roepstem van die Here uitgegaan het na hom toe, en hy het 'n keuse om die Here te volg, en uiteindelik maak hy daai keuse, en die Here verander hom, en hy word 'n disipel, van visserman tot disipel. Vir ons is die begin uiters belangrik, soos Petrus se begin, soos wat 'n boek wat geskryf word. So ons moet fokus op ons begin, en vir onsself die vraag vra, waar is ek? Het ek werklik begin om die Here te volg? Of, Petrus se voorbeeld, is ek nog 'n visserman? Wat van Jesus weet, maar nog nooit 'n keuse vir hom gemaak het nie? Of is ek die Here Jesus se disipel, wat my geloof in hom geplaas het, wat my sonde bely het, en hy het my verander? Want ons wil nie deel wees van die mense wat dink hulle is volgelinge van die Here Jesus, maar hulle sit nog langs die see nie. So daarom moet ons seker maak. As ons dink aan ons begin met die Here Jesus, moet ons seker maak, ons het 'n besluit geneem, toe sy roepstem na ons toe kom, want hy gaan uit na almal toe, kom agter my aan, moet ons seker wees, ons het daai besluit geneem om te sê, Here, ek glo, sonde bely, en hy het my 'n disipel gemaak. So dis die begin waarop ons fokus is. Vanaand gaan ons aan, dan kyk ons 'n bietjie verder na die lewe van Petrus, nadat hy nou 'n disipel van die Here geword het. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons sê vir U dankie dat ons U so kan vertrou. Here, ons wil U naam eintlik groot maak, want ons weet U roepstem gaan uit. Here, die woord sê vir ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, daai woord kosmos, so lief het God almal gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En Here, weet ons, U is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. Here, en sê ons vir U dankie dat U vir ons daardie besluit gee. En ons wil bid vanoggend, Here, dat ons sekerheid sal hê. Dat U niemand sal sit wat vra, maar is ek gered? Is ek nie gered nie? Het ek hierdie keuse gemaak? Is ek 'n volgeling van Jesus of nie? Here, maar dat ons sekerheid sal hê. En waar hierdie boodskap ook uitgaan, Here, of dit op YouTube is, of na die tyd uitgestuur word, bid ons ook, Here, dat U mense se siele uit genade sal red, dat mense sal seker wees. En bid ons ook dan so, Here, vir die res van hierdie reeks,
waar ons ook vanaand en môre aand, dinsdag, woensdag aand gaan praat oor die lewe van Petrus, dat U vir ons daardeur sal opbou, dat U vir ons daardeur sal seën en dat ons ook getrou hierna sal luister. Ons sê vir U baie dankie dat ons dit alles in U kan toevertrou. Wees met ons deur hierdie res van die dag. Ons oë is op U gefestig. In Jesus naam, amen. Ons slotlied dan is Amazing Grace, How Sweet the